Intog van Jesus in Jerusalem. En toe hulle naby Jerusalem gekom het, stuur Jesus 2 disippels uit en sê vir hulle: gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelik sal julle 'n eselin vind wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. As iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord: die Here het hulle nodig, en dadelik sal hy hulle stuur. En dit het alles gebeur sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is. Sê vir die dogter van Sion: kyk, jou koning, hoofletter, kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel. Ja, jong esel, die vul van 'n pakdier. En die disippels het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het. Hulle die esel en die vul gebring en hulle klere daarop gelê, en hy daarop gaan sit. En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het takke van die bome afgekap, op die pad gestrooi, en die skare wat voorgeloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê: Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste hemele. En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê: wie is hierdie man? Jesus, die seun van God, die skepper van hemel en aarde, los die hemel, hy kom aarde toe, hy leef soos 'n mens, en hy gaan sit op 'n donkie. Hy het nie 'n koets nie, hy het nie 'n perd eers nie, hy het nie 'n Ferrari nie, hy kom nie in die beste, grootste limousine daaraan en verklaar dat hy's die koning nie, maar hy kies 'n donkie, 'n pakdier, nederig, sagmoedig om hy. Die woord Hosanna, die algemene betekenis wat ons weet is prys God, is 'n uitroeping van lofprysing en aanbidding, maar Hosanna kan 2 betekenisse hê, en die ander betekenis is 'n smeeking van redding, bevryding. So toe Jesus inkom glo het, was dit nie net prys omdat hy is die Messias, hy is die koning nie, maar dit is ook, hier's die Messias nou, red ons. Red ons, Here. Wat is eintlik wat die Messias moes kom doen? Dis wat hulle verwagting was, is dat die Messias gaan kom, en die Messias gaan hulle red van die Romeinse ryk. Ek dink baie keer, dis hoekom van die disippels so arrogant geraak het, want hulle was gereed om deel van sy weermag te wees. Hulle was gereed om 'n vijzeling te kry. Die Messias moes kom uit die stam van Dawid om verlossing te bring, om Israel te herstel en te herbou, 'n koning wat 'n era van vrede en geregtigheid sou bring, 'n koning wat die Jode van die Romeinse oppressie sou bevry. En toe hulle sien Jesus voed die duisende en hy doen al die wonderwerke, skree hulle Hosanna, hier is die Messias nou.
Laat die naam geheilig word. Prys die Koning, prys die Here. Vir my opvallend is, terwyl ek hierdie storie lees, weer gisteraand is net, hoe nederig die Here kom. Ons is baie keer aanstellerig, jy weet, en ek, omdat ek nou al lank in die bediening en in die kerkwêreld beweeg, en moet ek baie keer sê, jy weet, vir al die Pinksterouens, nou ons is nou deel van hulle kan baie keer so arrogant wees, en aanstellerig wees, en hulle weet alles, jy kan hulle niks leer nie, maar dit is nie Jesus nie. Ek sien Jesus kom nederig. Hy sê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar ek kom om te dien. En wat die Here wil hê is dat ek en jy moet nederig wees soos hy nederig is. Hy sê in vers 5, dat Jesus kom op 'n donkie, is 'n profesie wat uit Sagaria 9 vers 9 kom. Maar ek lees hierdie vers 5 in Engels. Hy sê, tell the people of Jerusalem, look, your king is coming to you. He is humble, riding on a donkey. He is humble. Wat is nederigheid? Ware nederigheid is selfopoffering. It's not about me. Self-sacrifice. Selfloosheid. Dis om iets of iemand bo jouself te sit en terug te staan, die mindere te wees. En Jesus is die perfekte voorbeeld van dit. So vanmôre wil ek wil met 3 goed saam met jou huis toe vat. God eerste, ander tweede, ek derde. Kom ons sê dit gou saam. God eerste, ander tweede, ek derde. Dis nederigheid. Jesus kom en hy wys dit vir ons. Ek meen, Jesus is hierdie almagtige God. Hulle het nie besef wie is in hulle midde nie. Hulle het nie besef wat sy gesag hy het nie. Hy kan die engele opdrag gee en hulle kon hom kom afhaal van die kruis en hemel toe vat. Ek lees so 'n bietjie deur die woord van die Here en ons weet dat die Here is soewerein. Hy's almagtig, hy's alwetend, hy's alomteenwoordig. Sy stem, sê die woord van die Here, is soos baie waters. Het jy al gehoor as hierdie see van Kleinmond lekker aan die gang is? Kan jy hom tot daar bo die berglane hoor? Die gedruis van water. As jy by hom staan, kan jy amper nie eers dink nie, so hard is dit. Die woord sê sy stem is soos baie waters, dis soos donderslag. Nou die Kaapenaars, julle ken nie weerlig nie. Julle ken nie donder weer nie. Is iemand van die noorde, Gauteng, Vrystaat, wat die weerlig ken, wat donder weer ken? Dis iets anders. Nou ons is dit gewoon. Ek het dit altyd geloof. Hoor ek die donder weer, dan herinner dit my aan die skrif wat sê dat sy stem is soos donderslag. Sien ek die weerlig, dan besef ek hoe klein ek is. Niks. Die woord sê dat sy stem is 'n geweldige stem van majesteit. Hy hou nie die weerlig terug wanneer hy praat nie. Die asem van God stuur ys. Maak water ys. Die wye waters vries kliphard. Lees 'n bietjie Job. Die woord sê sy oë is soos 4 vlamme. Hy meet die oseane in sy hand. Hy meet die hemele met die breedte van sy handpalm. God is so wys en magtig, wie sal ooit 'n saak teen hom kan wen? As jy hom met uitdaag in 'n hof, jy kan elke bietjie kennis vat wat jy het, en jy gaan verloor. Sonder waarskuwing verskuif hy berge, hy skud die aarde. Op sy bevel sal die son en die sterre nie skyn nie. Sy werke is te wonderlik om te verstaan. Hy vernietig, wat hy vernietig, kan nie herbou word nie. En as hy die reën terughou, word die aarde 'n woestyn, en as hy water loslaat, verspoel die hele wêreld. As hy sy gees wegneem en sy asem onttrek,
hou alle lewe op om te bestaan. Niemand kan hom vertel wat om te doen nie. En al die nasies, sê die woord van die Here, is so stof op 'n skaal vir hom. Niks. God eerste. En Jesus kom en hy wys die voorbeeld en hy sê, ek kies om die wil van die Vader te doen, nie my wil nie. Hulle noem hom goed en hy sê, wie noem julle goed? Daar's niemand goed behalwe God. 2, ek sit ander mense bo myself. Nederigheid is om nie selfgesentreerd te wees nie. Paulus skryf Filippense 2 vers 3 tot 4, moet niks uit selfsug doen of om daarmee te spog nie. Wees eerder nederig deur van medegelowiges meer te dink as van jouself. Julle moenie net elkeen na sy eie belange omsien nie, maar ook na mekaar se belange. Nederigheid is wanneer ek nie die hele tyd fokus op myself nie, maar fokus op ander. En ander se belange en behoeftes bo my eie sit. Maar ons leef in 'n tyd en 'n seisoen wat dinge baie verander het. Selfs in die bedieninge, selfs in die kerke begin ek al hoe meer hoor dat herders nie meer herders is en kyk na die skape nie, hulle kyk net na hulle self. Hulle kyk net na hulle eie sak, hulle kyk net na hulle eie tyd. En niemand moet tog om indringing maak op hulle tyd of hulle geld of hulle wat ook al nie. Maar wanneer jy in 'n bediening is, of wanneer jy in bediening wil wees, dan wil ek vir jou sê vanmôre, dan doen jy wat die groot herder gedoen het, en jy kom en jy lê jou lewe neer vir die skape. You are here to serve, not to be served. It will cost you everything. Dit gaan jou tyd kos, dit gaan jou geld kos, dit gaan jou soms baie trane kos. Ministry is nie vir die vyand of haar. Ons sal almal altyd in 'n bediening wees, maar kan jy jouself eenkant sit en ander se belange voor joune? Kan jy dit doen? Dis nederigheid, dis wat Jesus kom doen het. En hy het weer eens dit kom demonstreer deur om sy eie wil en sy eie lewe op te offer vir my en vir jou, wat niks is nie, stof. Dawid skryf Psalms 22 vers 7, ek is net 'n wurm. Aisha. Ek is net 'n wurm. Stof is ek en van stof is ek gemaak en tot stof sal ek terugkeer. I'm but a breath of life. En as God sy asem terugtrek, dan sal lewe ophou. As God die lyn vir jou en vir my wil trek, is dit klaar praat. Dis so. Hy het die mag van lewe en dood. God eerste, ander tweede en ek is derde. Ek is 'n sondaar. Ek is stof, ek is 'n wurm. En Jesus kies om op 'n donkie in Jerusalem in te kom. En die nederigheid te demonstreer. Nederigheid is wanneer ek kan sê, uit my eie uit kan ek niks doen nie. Ek het die Here nodig. Ek het my boetie en my sussie nodig. Terwyl Jesus inkom, is hulle besig om hulle klere neer te sit. En dit is maar wat hulle gedoen het om konings, wanneer daar 'n koning ingesal word of wat ook al ingekom het in 'n plek op belangrike mense, dan het hulle palmtakke gevat of klere neergelê. Klere kan 'n simbool wees ook van geregtigheid. Vir my is dit dat ek my geregtigheid uittrek en dit neerlê vir hom, want ek kan nie dit doen nie. Maar ek neem nou sy geregtigheid op my. Ek bely dan dat hy is koning. Ek bely dan dat hy in beheer is.
en dat ek sal volg en gehoorsaam wees. Interessant. Sondag, toe skree hulle Hosanna. Hosanna! En Vrydag, toe skree hulle kruisig. En ek sien dit week in en week uit, kinders van die Here. Sondag skree hulle Hosanna, en in die week, dan kan jy maar net sowel geskree het, kruisig hom, want dan jy Jesus by die kerk gelos. En jy gaan aan met jou lewe en jy doen nog steeds wat jy gedoen het. Jy kan fisiese aksies hê, jy kan jou palmtakke swaai, jy kan jou klere uittrek en neergooi, jy kan skree Hosanna, maar as dit nie in die hart is nie, dan beteken dit niks. Jy sien wat hulle het gewag, die Messias gaan kom en hy gaan met sy weermag kom en hy gaan die Romeine gaan hy uit oorlê en dit gaan net lekker wees en wonderlik en dan gaan nou 'n koninkryk van vrede wees en geregtigheid. En wat doen die Here? Nadat hy so lekker ingestap het, stap hy in die tempel in en hy begin hulle slaan met sweep. Keer hulle tafels om, nou raak jy aan ons geld. En Vrydag skree hulle, kruisig hom, kruisig hom. Maar dit was nie in die hart nie. Nog te veel gegaan oor hulle self en wat hulle idee was van die Messias en wat hulle wou hê hy moes doen om hom in hulle boksies te sit. En toe hy nie in die boksie pas nie, skree hulle maar kruisig hom. Jakobus 4 vers 10 sê, humble yourself before the Lord. Matteus 21 vers 18 en vroeg in die môre toe hy teruggaan na die stad, het hy honger gehad. En hy sien in die verte 'n vyeboom langs die pad en gaan daarna toe. Maar hy het niks daarin gevind nie as net blare alleen. En hy sê vir hom, laat daar uit jou tot in ewigheid nooit weer 'n vrug kom nie. En onmiddellik het die vyeboom verdroog. Nou 'n vyeboom, glo baie van julle sal weet, is baie gryskoppe wat sal weet dat die vrug groei eerste in die vyeboom. So as daar blare is, dan moet daar heel moontlik vrug wees in die seisoen. Dit was nie eers eintlik vye tyd. Party van ons is soos hierdie boom, ons het die blare en dit lyk mooi. Maar sal die Here vrug by jou vind as hy by jou kom? Is dit iets wat hy kan eet? Ons ken die gemeente, 7 gemeentes van Openbaring. En hy sê vir die gemeente van Sardes, en skryf aan die engel van die gemeente in Sardes, dit sê hy, wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het, ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef, maar jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang het en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Jy en enkele persone ook in Sardes wat hulle klere nie besoedel het nie. En hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Wie oorwin sal bekleed word met wit klere.
kan ek en jy vanmôre kom op hierdie Palm Sondag en ons pylklere uittrek, dit wat jy aan het, nie fisies nie. Maar kan ons dit geestelik uittrek vanmôre en neerlê en sê, Here, met dit maak ek 'n verklaring dat U is die Messias, U is die koning van die konings, U is Heer, U is God. En hierdie selfregverdigheid trek ek uit, Here, en ek kom lê dit by U voete neer. Because I want to be clothed in white. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Dit beteken whatever He says goes. Dis ons tema hierdie jaar, Jesus, die koning van die konings. Maar hy kom terug op die wolke, ja, dit is seker. En elke oog sal hom sien. En dan kom hy nie op 'n donkie nie. Woord sê maar hy kom op 'n wit perd. Want hy het reeds oorwin. Waar Jakobus 4 vers 10 sê, humble yourself before the Lord, and in the right time He will exalt you. Jesus moes geduldig wees en dit het gelei tot die dood toe. Maar die Vader het hom opgewek en hy het opgevaar en hy sit in hierdie oomblik aan die regterhand van die Vader. En die Here gee vir hom die naam bo alle name, Jesus. Elke tong sal moet bely en elke knie sal moet buig. Maar dit moet nie net lippediens wees nie. Selfs het gevoel ons Hosanna se woorde op. Is 'n ou Hillsong lied wat sê, I see the King of Glory coming on the clouds with fire. Het gaan 'n dag wees. The whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all my sins. The people sing. The people sing. Volgens die tweede vers op. I see a generation rising up to take their place. Ek wil dit profeteer vanmôre die naam van Jesus, dat daar sal 'n generasie wees in hierdie Kleinmond wat voor Jesus terugkeer sal opstaan. Wat die Here sal vrees, wat hom sal dien, nie net met hulle lippe nie, maar ook met hulle harte en hulle dade. With selfless faith. Selfless faith. It's not about me. It's not about you. It's about the King of Glory. Hom eerste, ander tweede, ek derde. I see a new revival stirring as we pray and seek. Maar om die Here te soek is nie passief nie. Wanneer die Here sê klop, dan beteken dit klop tot dat. Dat jy moet harder klop, want die Here toets jou hart. Hoe ver is jy bereid? Wanneer gaan jy ophou?
Gaan jy ophou? Ek dink ek gaan ophou, want die Here maak nie vir my deur oop nie. Klop totdat. Soek totdat. Vra totdat. We're on our knees. On our knees. Die bridge gedeelte sê, heal my heart and make it clean. Open my eyes to see the things unseen. Daar's 'n ander gees realm wat ek en jy nie hier sien vanmôre. Show me how to love like you have loved me. Maar dan kry ek boodskappe van, pastoor, ek kom nie kerk toe nie, want iemand het my seer gemaak. Here, staan ek hier sondig in en uit en mors my tyd. Wanneer gaan die kinders luister, Here? Wanneer gaan ons onsself begin eenkant sit en hom eers te stel en ander bo stel, bo myself? Ons is 'n familie en ons het foute en ons gaan nie van mekaar altyd hou nie en ons gaan baie keer nie saamstem nie en ons gaan stry en ons beklei. But let me tell you this morning, put it aside because it's not about you. Heal my heart and make it clean. Is net hy wat dit kan doen. Ek kan nie dit vir jou doen nie. Ek kan luister, ek kan saam met jou bid en as die Here my help kan ek vir jou dalk raad gee. But He's the healer. He's the one that makes it clean. Open my eyes to see the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Are you ready to pray that prayer? Nee, jy is sien. You will not make it. Ons sing hierdie goed. Ons bid hierdie goed is. Jy sal nie kan hanteer as jy moet weet wat die Here se hart breek. Hoe ek en jy dalk die Here se hart breek. Everything I am for your kingdom's cause. As walk from earth to eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Mag ons hierdie week ingaan met 'n dankbaarheid, maar ook met 'n respek en 'n vrees vir die Here. Ek en jy is sterk genoeg om die kruis te kan aandra of te hanteer nie. Maar hy het dit gedoen namens my en jou. En al wat hy nou vra is, tel jou kruis elke dag op. Dit wat ek vir jou gee, dit wat ek oor jou pad toelaat. En hy sê, ek sal jou nie bo jou kragte versoek nie. Maar dit wat ek vir jou gee, pick it up. Opkom plein, hou klaar. Mense kla oor my lewe loop verkeerd en niks wil regloop nie, maar dis omdat jy nie reg is met die Here nie. Jy is nie waar jy moet wees nie. Ons is te bang. Hierdie is nie 'n baie populêre boodskap seker of evangelie hoor nie meer goed nie. Ek hoor van kerke wat sê ons praat nie oor sonde nie, want dit offend mense. Then let me offend you. Jesus, hy sê sonde is vir hom so ernstig. Hy sê dat as jou oog jou laat struikel, ruk dit uit. As jou hand jou laat struikel, kap dit af. Het is beter om maar so krepel in die hemel in te kom, as wat jy met jou hele liggaam mooi perfekies daar kom jy en jy gaan help. Hosanna. Hosanna. Praise God. Praise God. Kan ons dit sing vanmôre? Kom ons staan op ons voet. Hosanna.